Ek is tot alles in staat deur Jesus wat my die krag gee. Dit is so 'n geliefde vers vir so baie Christene. Ons verstaan nie wat die konteks is nie. Paulus sê vir die gemeente in Filippi, dankie dat julle vir my geld gestuur het. Dankie dat julle my ondersteun terwyl ek in die tronk sit. Ek waardeer dit want ek ly nie gebrek nie. So julle gee dit omdat julle dit wil gee en nie omdat ek nie anders kan nie omdat ek besig is om swaar te kry, want ek het geleer om in alles tevrede te wees. Ek weet wat dit is om min te hê. En ek weet wat dit is om baie te hê. Ek weet wat dit is as dit goed gaan in my lewe, en ek weet wat dit is as dit sleg gaan in my lewe. En in al hierdie situasies is ek tevrede, want ek is tot alles in staat deur Jesus wat my die krag gee. Deur Jesus wat my die krag gee, is ek in staat om tevrede te wees as dit sleg gaan. Deur Jesus wat my die krag gee, is ek in staat om tevrede te wees as dit goed gaan. Deur Jesus wat my die krag gee, weet ek dat in elke situasie kan ek tevrede wees, in elke situasie kan ek dankbaar wees. In elke situasie kan ek vir God lewe en vir God eer. So baie kere gebruik mense die woorde, ek is tot alles in staat, deur Jesus wat my krag gee, om te praat oor iets wat hulle in die toekoms graag wil hê, of wil bereik. Maar Paulus gebruik dit om te sê, as ek terugkyk in my verlede, dan kan ek sien dat God in alles was. As ek terugkyk in my verlede, kan ek sien hoe ek God gedien het en aanhou dien het. Maak nie saak wat my omstandighede was nie, want Jesus het my die krag daarvoor gegee. As ek terugkyk in my verlede, dan sien ek die tye wat dit sleg gegaan het met my. En ek kan sien hoe ek tevrede was, en ek kan sien hoe ek God gedien het, en God geëer het, en God gedank het, en is net omdat Jesus my die krag daarvoor gee. As ek terugkyk in my verlede, kan ek die tye sien wat dit goed gegaan het, wat ek oorvloed gehad het. En ek kan sien hoe ek in daai tye vir God geleef het. En al hoe ek dit kon doen, is deur Jesus wat my die krag gee. Want die normale vir 'n mens is dat dit met jou sleg gaan, dat jou omstandighede verander, en as dit met jou goed gaan, vergeet jy van God. Is jy tevrede? Kan jy terugkyk op jou lewe en sê, wow, ek is tot alles in staat deur Jesus wat my die krag gee? Kan jy na jou vandag kyk, en of jy in 'n tronk sit, en of jy swaar kry, en of dit met jou goed gaan? Kan jy vandag sê, ek is tevrede? Ek het genoeg. In my situasie, in my omstandighede, kan ek die Here dien. Nie deur myself nie. Nie eers as my omstandighede verander nie. Nou hier, want ek is tot alles in staat deur hom wat my die krag gee. Ek is daartoe in staat om in my omstandighede vir die Here te lewe en die Here te dien. Maak nie saak wat my omstandighede is nie. Want Jesus gee vir my die krag. Here God, dankie dat U vir ons die krag gee om U te dien. Dat U nie net vir ons vra om U te dien en ons dan nog ons eie oorlaat nie, maar dat U in ons woon en vir ons die krag gee. Ons moet bely dat ons baie kere toelaat dat ons omstandighede die oorhand kry. Ons moet bely dat ons baie kere ontevrede is. Ons baie kere so fokus op wat ons graag anders sal wil hê in ons lewe. Dat ons nie tevrede is nie en dat ons U nie dien nie.
Dat ons so baie kere fokus om ons omstandighede te verander. Dat ons vergeet om U te dien. En dat ons dink dat as dinge uitgesorteer sal wees, as dinge reg sal wees, sal ons U dien. Ons moet bely dat ons baie kere ook in die goeie tye in ons lewe vergeet om U te dien. In die goeie tye ons lewe so geniet. Ons so bang is ons gaan dit verloor. Ons liewer stil bly, wegsteek. Herinner my dat ek in al my omstandighede waartoe in staat is om U te dien, deur die krag wat U vir my gee. Amen.